Goeienaand, broers en susters, baie hartlik welkom by vanaand. Ons laaste aand vir die week van gebed. Ek hoop hierdie week was vir u verrykend in die lewe en het u gehelp om ook nader aan die Here te kom en te groei in die verhouding met die Here en in u gebedslewe. Ons het Sondag aan stilgestaan met wat verander ons gebede. Maandag aand, hoe bid jy in 'n krisis, 'n uiterste krisis, en dan gisteraand, hoekom moet ons bid vir herlewing in die gemeente? En vanaand gaan ons kyk na wat is jou diepste motivering om te bid? Wat is jou diepste motivering om te bid? Maar voor ons aangaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons as U kinders so by mekaar kan wees en in hierdie stilte tot U kan nader met vrymoedigheid op grond van die kruisdood, die versoening en die opstanding van Jesus Christus. Dankie dat ons kan weet op grond van die beloftes van U woord dat U ook by ons is. U wat leef in die harte van U kinders deur die Heilige Gees. Daarom wil ons ook net nou na U toe kom en bid dat U ook vanaand deur U Gees, deur U woord met ons sal praat, ons harte op U sal rig, Here. En net vir ons sal inlei in 'n meer intieme verhouding met U. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Nou die teksgedeelte wat ek aangegee het is Psalm 63. Ek gaan daarby uitkom, maar ek gaan dit nie onmiddellik lees nie. Ek wil begin met die vraag wat is die hoogste doel van enige Christen se lewe? Die tema is, wat is jou diepste motivering om te bid? Maar ek wil begin met die vraag, wat is die hoogste doel van enige Christen se lewe? Waarvoor leef jy? Die Westminster Shorter Catechism, die ou vaders, ek weet nie vir hoeveel jaar hulle gesit het nie, en ek dink dit was dalk meer as 100 van hulle wat vir 'n paar jaar gesit het om hierdie waarhede te formuleer, spel vir ons uit wat die hoogste doel van enige Christen se lewe is. En hulle sê, what is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. As jy mense dit moet saamvat. Dat God deur my hele wese, lewe verheerlik sal word en ek al my vreugde in Hom sal vind. Om God te verheerlik beteken ek lewe so dat die vinger na God wys en dat hy die eer ontvang vir my lewe en alles wat ek doen en ek doen dit vir Hom. Dit sou dan ook die hoogste doel van enige Christen se gebedslewe wees. Dat God deur my gebedslewe verheerlik word en ek my vreugde in Hom vind. Dis dan ook die doel van my gebedslewe. Die vraag is nou, wat moet die fokus van my gebedslewe wees? Wat moet my fokus wees sodat God verheerlik sal word? Daar's een fokus. Wat moet die fokus wees? Nou Jesus se antwoord in die skrifkenner oor wat die grootste gebod is, gee vir ons die antwoord. Die Here, luister Israel, die Here God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Onmoontlik vir ons om hierdie kant van die graf dit volmaak reg te kry. Om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en al jou krag. Dit beteken doodgewoon. Ons het nie hier 'n sielkundige beskrywing van hoe die mens uiteenval in liggaam, siel, hart, 'n onderskeiding nie. Dis die Jodese manier om te sê, jy moet vir God lief hê met jou hele wese, elke greintjie krag, jou totale alles. Dis die groot gebod. Iemand wat God so lief het, sal God verheerlik in alles wat hy is en doen, as jy vir God so lief het. En jy sal ook jou vreugde in Hom vind. Vat 'n huwelik. As 'n vrou haar man lief het of die man het die vrou lief volledig, dan vind hy ook vreugde in hom of haar. Nooit volmaak nie. Dis 'n swak beeld, want dis nie God nie, maar dit verduidelik iets daarvan. Dit is jou liefde vir God wat sal maak dat jy uitsonderlike dinge vir God doen. Dis liefde wat maak dat mense uitsonderlike dinge doen. Dat jy die tweede mil stap, dat jy jouself verloon, dat jy vir ander mense wat jou sleg behandel van Jesus vertel,
Dis jou liefde vir God wat ook sal maak dat jy sy teenwoordigheid opsoek. Wat maak dat 'n man sy vrou se teenwoordigheid opsoek? Sy liefde vir haar. Soveel te meer. Dit bring my by ons diepste motivering en fokus van ons gebedslewe, naamlik om God beter te leer ken, omdat ek hom liefhet, sodat ek hom meer kan lief hê. Om hom beter te leer ken, omdat ek hom liefhet, sodat ek hom meer kan lief hê. Dis waaroor gebed gaan. Gaan oor God, by hom uit te kom, om hom te ken, om hom lief te hê. Om as Christen God na te jaag en te soek om hom beter te leer ken en meer lief te hê met my hart en my lewe, dit moet my fokus wees, dit moet my diepste motivering wees. God. A.W. Tozer, Engels A.W. Tozer het 'n boek geskryf, The Pursuit of God. Hy het 'n klomp boeke geskryf, die boeke. The Pursuit of God. Om God na te jaag. Jy's klaar gered, jy's sy kind, maar jy jaag hom na, jy soek hom, om geen moeite te ontsien om as Christen God in gebed na te jaag en te soek om hom beter te leer ken, sodat ek hom beter kan lief hê nie. Hier praat ek nie nou van 'n ongelowige nie. Hulle soek in elk geval nie na God nie. God soek hulle, voor hulle tot bekering kom. Ek praat van 'n Christen, wat vir God soek, najaag. Jonathan Edwards, godsman in die 18de eeu het gesê, seeking after God is the central pursuit of the Christian life. Seeking after God. So dit is dus die fokus van ons gebedslewe, om God drie-enig na te jaag in gebed, te soek, om hom beter te ken, meer lief te hê en te groei in dit. En dit hou nooit op nie. Hou nooit op nie. Daar's baie opdragte en beloftes wat in die Ou Testament en in die Nuwe Testament aan gelowiges gegee word om God so te soek. Ek gaan net enkel, jy hoef nie nou die Bybel oop te maak nie, ons kan by van die langer gedeeltes dit doen. Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy hom laat vind. Soek hom, roep hom aan terwyl hy naby is. Psalm 105, beroem julle in sy heilige naam, laat die harte van hulle wat die Here opsoek, bly wees. Soek die Here en sy krag, soek voortdurend sy teenwoordigheid op. Dis 'n woord vir gelowiges, nie vir ongelowiges nie. Jeremia sê die Here vir sy volk, Jeremia 29, julle sal my soek en my vind as julle my met julle hele hart raadpleeg. Dis 'n woord vir die volk, nie vir heidene nie. Psalm 145, die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in waarheid aanroep. Psalm 37 vers 4, wat jy goed ken, vind jou vreugde in die Here, sal hy jou gee wat jou hart begeer. En dan in Jakobus 4, 5 en 10, skryf Jakobus oor hierdie gedeelte waar hy die gemeente oproep tot bekering, dan sê hy vir hulle, God hunker met besitlikheid dat die Gees wat hy in ons laat woon. God is jaloers dat ons aan hom behoort. En dan sê hy, nader tot God, dan sal hy tot julle nader. En dan in Psalm 16 kry ons die aangrypende getuienis en belydenis van Dawid, hoekom God die hoogste doel en fokus van sy lewe is. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer, buiten U is daar vir my niks goeds nie. Here, my erfdeel, my beker, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. En wat is 'n erfenis? God se erfenis. U wys my die pad van lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid. Oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid. Buiten U is daar vir my niks goed nie. Aangrypend. Is dit hoe jy jou verhouding met God beleef? Dat U vir die Here kan sê, buiten U, as ek dit vergelyk met ander dinge, is daar buiten U vir my niks goeds nie. Daar is oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid. Lieflikhede in die regterhand vir altyd. Is dit ons ervaring van God? Is dit soos jy God ervaar in jou verhouding met hom? Ons leef in 'n tyd wat ons moet opstaan vir die waarheid en wat ons die woord van God moet suiwer verkondig en dit was nog deur die kerkgeskiedenis altyd so waar die duiwel altyd die woord aanval en ons moet dit verdedig en ons moet sê maar dis wat God se woord sê. En dis belangrik. Maar is my geloofslewe meer as woorde en kennis?
Die Bybel getuig van 'n verhouding met God wat meer is as korrekte teologie. En meer is as 'n verstaan van die Bybel en God. Nou, dit moet ek ook by sê, dit is nooit minder as die regte kennis en die regte teologie nie, en die regte verstaan van God nie, maar dit is meer as dit. Want as dit net dit is, dan ken ek dit op die punte van my vingers, en dan kan ek 'n baie goeie teoloog wees, en môre val ek in sonde, omdat ek nie 'n verhouding met God gehad het, diep verhouding nie. Dit is meer as dit. Hierdie God wat jy ken, wil homself ook meer en meer aan jou openbaar. En dis waar gebed inkom. Dis waar gebed inkom. Uit die smeekgebede, veral in die psalms, lees ons iets van hierdie soeke na 'n persoonlike ontmoeting met die lewende God. Jy tel dit op as jy deur die psalms lees. Jy tel dit in die Nuwe Testament ook op, maar veral in die psalms. Dis hoekom die psalms so kosbaar is vir ons as gelowiges om te bid. Baie keer weet jy nie wat om te bid nie, dan kan jy die psalms gaan lees en dan gee die psalms vir jou die woorde wat om te bid. As jy jou sondes bely en jy weet nie wat om te sê nie, gaan lees Psalm 51. Dan is nog psalms. Psalms, ons lees van hierdie soeke na 'n persoonlike verhouding met die lewende God, wat God 'n groter werklikheid maak in jou ervaring as enigiets anders wat jy ken. God moet vir jou 'n groter werklikheid wees. As die goed wat jy sien en beleef uit jou verhouding met hom. En ons kry aangrypende smeekgebede, aangrypende gebede. Psalm 143, die psalm wat ek nie gelees het 2 aande terug nie, waar Dawid in die woestyn is, hy kry weg, hy bid. Hy sê, Here, hoor my gebed, luister na my smeekgebed, en dan sê hy, ek strek my hande uit na U, my diepste wese smag na U soos dor grond, soos wat watergrond deurweek wat dor is, so smag hy na God. Antwoord my. Dan sê hy, na U is my verlange. Dit wys, hy soek iets wat hy ken, 'n verhouding met God. Psalm 42, soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God. En wanneer God hom versadig, dan weet hy dit. My siel dors aan die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? En dan sê hy aan die einde, ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. So die psalmdigter getuig van 'n lewende verhouding met die Here. Psalm 130. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem, laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. Ek wag op die Here met my hele wese wag. En op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op my Heer meer as die wagte op die môre. My hele wese wag op die Heer. Dis gebed. Dis gebed. Dis die doel van gebed. My hele wese wag op die Here meer as die wagte op die môre. Die wagte op die môre het gewag, want hulle het geweet die son gaan opkom. En wat die psalmdigter eintlik wil sê is, hy weet meer seker dat die Here gaan verskyn, as wat die son gaan opkom. Jesaja 26 vers 8 en 9 sê bid Jesaja, U naam, U gevierde naam was ons hartsverlange, en dan sê hy, met my hele wese smag ek na U in die nag, my gees en my binneste soek na U. Is dit tekenend van ons verhouding met die Here, of is daar net goed waarvoor ons bid, goed waarvoor ons voorbeding doen, of is my geestelike lewe 'n soeke, 'n honger na God? Dit gaan altyd saam met 'n soeke na God se woord en 'n honger na God se woord, maar ook 'n honger na God. Psalm 84, bekende psalm, my hele wese verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here, is die voorhoewe van die tempel. Hoekom? Want daar beleef hy die teenwoordigheid van God. My hart en liggaam roep uit na die lewende God. My hart en my liggaam roep uit, my hele wese roep uit na die lewende God. Jy sê, daar's die mossie sit daarso, en hulle beleef dit. Dan sê hy, gelukkig is hulle wat in die huis woon. Dan sê hy ook, ek wag liewer op die drempel van die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid, want hoekom? Hy beleef God daar.
Beleef God daar. En dan die aangrypende gebed van Dawid in die woestyn. Jy kan miskien die Bybels oopmaak en kan ons daar, kan jy saam met my volg, Jesaja 63. Waar dit ook vir ons aangrypend beskryf, hierdie soeke, hierdie honger en dors na God. Ek lees daar van vers 2 af in die Afrikaanse vertaling. God, U is my God, na U soek ek. My siel dors na U, my liggaam smag na U. In 'n droë uitgeputte land sonder water. So het ek uitgesien na U in die heiligdom om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar. My siel dors na U, my liggaam smag na U. So het ek uitgesien om U krag en U teenwoordigheid te ervaar. Sien, daar word gepraat van 'n ervaring met God. 'n belewenis. Want U troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U roem, so sal ek U prys in my lewe. Dan gebruik hy terminologie van vetvleis, wat die Namibiërs goed sal verstaan. In U naam sal ek my hande ophef, asof van binnevet en die vetste dele word ek versadig. Soos wat vetvleis jou versadig, gebruik hy die beeld om te sê, en sal die Here hom versadig en met jubelende lippe bring my mond lof as ek aan U dink op my slaapplek. As ek in die nag waak oor die prewel, as ek in die nag wakker word, dan bid ek. Want U was my tot hulp en in die skadu van U vlerke jubel ek. Dit wil sê, ek ken die vreugde van U beskermende teenwoordigheid. My diepste wese is aan U verknog. Dis geloofstaal, dis gebedstaal van iemand wat 'n lewende verhouding met God het. Die vraag is dit tekenend ook van ons lewe? Is dit 'n lewende realiteit? Nou binne die konteks van die Nuwe Testament sluit Paulus se wens in Filippense 3 natuurlik 100% aan by Dawid en ander se gebede in die Psalms, waar Paulus aangrypend bely, ek beskou alles as waardeloos, want om Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. En dan sê hy, terwille van hom het ek alles prys gegee. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. Daar kry jy dieselfde tipe taal. Jy sien, Paulus was 'n teoloog, soos wat hy as ons in Romeine besig is, en hy skryf moeilik, maar hy sê, al wat hy wens, is om vir Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. So dit het nie vir hom gegaan om die waarheid reg en suiwer te sny en te verkondig nie. Dit het gegaan daaroor vir hom om vir God te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Daarom skryf hy in die Korintiërs en sê vir hulle, die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Krag wat jy beleef in jou verhouding met God. Die vraag natuurlik vir elkeen van ons is die Here, God, Christus, ons verlosser, die hoogste fokus, doel en motivering van ons gebedslewe, om die Here beter te leer ken en om die Here beter en meer lief te hê. Daarom het ek nooit gearriveer nie. Nooit. Selfs nie eers wat kennis betref nie. Ek gesels nou die dag met Dominee Johannes, die koning van Tsumeb, en ons praat oor die teologie en oor die kerkgeskiedenis en oor wat ons geleer het op kweekskool. En hy sê vir my, dit voel vir hom, hy moet eintlik nou begin studeer. Want daar is so 'n klomp goed wat hy net niks van weet nie. Dit voel vir my weet niks. Toe sê ek vir Johannes, jy is nie heeltemal waar dat jy heeltemal niks weet nie. Jy dink so, maar ek verstaan hoe jy voel. En in ons verhouding met die Here moet ons ook voortdurend groei. So is daar by u 'n gebedshonger en dors na God, soos by Dawid en Paulus, om God beter te leer ken en lief te hê. Daai honger, daai dors. As daai honger en daai dors nie daar is nie, dan moet jy benoud raak. Dan moet jy begin bewe. Dan moet jy op jou knieë gaan en vir God pleit om jou genadig te wees. As jy agterkom, daar is nie 'n honger en dors in jou hart na God nie, gaan op jou knieë. En hier kan ons, almal van ons getuig, soms brand ons harte met ywer vir die Here Jesus. En daar's 'n honger en dors, en ons kan nie genoeg kry van gemeenskap met die Here en met die lees van sy woord nie. Maar dan beleef ons tye waar koudheid en liefdeloosheid as te ware uit die bloute van ons harte besit neem, en ons kan nie eers dink aan dat daar nou regtig
sonde was wat gekom het nie. Ons kan nie ons vinger op die ding sit nie, van dit wat nou hier gebeur het nie, en hoekom hier nou koudheid en lauwheid gekom het nie. Soos die gemeente van Efese, as jy gaan lees, hulle was 'n modelgemeente. Hulle het modeldominees gehad. Hulle het gehad vir Paulus en hulle het gehad vir Timoteus en lyk my Apollos was ook daar. En Johannes was 25 jaar die dominee daar voordat hy Patmos toe is. En dan sê die Here Jesus vir hulle, ek het dit teen julle, julle het my nie meer soos lief soos in die begin nie. Julle het julle eerste liefde verloor. Daai honger en dors na my het julle nie meer nie. Julle doen 'n klomp regte goed, maar julle harte is nie meer by my nie. Julle het my nie meer lief nie. Julle honger en dors nie na my nie. Nou watter een kom eers, biddeloosheid of liefdeloosheid? Is moeilik om te sê, watter een kom eers, die hoender of die eier? Watter een kom eers? Wanneer my liefde vir Jesus flouer brand, en taan sal ek ook al hoe minder sy teenwoordigheid opsoek in gebed. Die honger en die dors in sy teenwoordigheid sal dan net minder word. Maar wanneer ek ontrou raak in my binnekamer en my tyd met God afskeep, sal koudheid en liefdeloosheid in my verhouding met die Here Jesus insluit. Die twee goed is so, hulle is soos 'n tweeling, kom so saam. Maar as jy dit agterkom, op jou knieë gaan. Om ons hier te help en te bemoedig, dit is goed, wanneer ons ook in hierdie saak ons absolute afhanklikheid van God besef. Die liefde tot God in my wedergebore hart, en kyk, voor jy wedergebore word, het jy net 'n ou natuur wat vir God haat, wat gevul is met boos. Jy dink nie jy haat vir God nie, maar jy haat vir God. Jy dink nie jy is 'n vyand van God nie, maar jy is 'n vyand van God. Jy lewe onder God se toorn, voordat die God deur sy gees jou in genade red en deur die wedergeboorte 'n nuwe lewe skep, leef jy onder God se toorn en jy's 'n vyand van God. Nou kom verander God jou, hy gee vir jou 'n nuwe hart. Nou die liefde tot God in my wedergeboorte, in my nuwe hart, die nuwe mens wat ek word. Ou mens is daar. Hy's nie meer in beheer nie, maar hy's nog steeds daar. Ek het nou Sondag daaroor gepreek. Maar die liefde in my wedergebore hart kom in elke geval nie van myself af nie. Kom van God af. Kom van hom af. Geen Christen ook is van nature liefdevol nie. Kom van God af. Ook ons liefde vir hom kom van hom af. Daarom skryf Johannes, ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het, maar waar kom ons liefde vandaan? Nou, God se liefde veroorsaak ons liefde. Jesus het vir ons gesterf sonder dat daar 'n greintjie van God se liefde in ons harte was. Romeine 5:8, God bewys sy liefde vir ons, juis hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En dit veroorsaak dat ons hom lief het. Maar waar kom daai liefde vandaan? Net enkele verse voor dit, wys Paulus daarop dat hierdie liefde van God deel van ons word deur God wat deur sy gees in ons harte kom woon. Romeine 5 vers 5 skryf Paulus, God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. Hy het vir ons nuwe harte gegee. En dan kom stort hy sy liefde, die liefde wat Jesus aan 'n kruis uitsterf het, in ons harte uit. En in 2 Korintiërs 5:14 wys Paulus daarop dat die liefde in hom, wat hom dring om verlore sondaars lief te hê, en vir God lief te hê, en vir God te soek, dis deur die Heilige Gees uitgestort, kom van God af. Dis hoekom hy sê, die liefde van Christus dring ons, die liefde van Christus dring ons, vul ons harte. Omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het. As jy verstaan, dat jou liefde vir God nie in jou hart ontstaan nie, maar van God afkom, sal jy in groter afhanklikheid van God, tot God in gebed nader, met die bede, dat God homself deur sy gees aan jou sal gee. Dat God homself aan jou openbaar, en dat hy meer van homself aan jou sal gee. Jy sien, God bly die fokus. So wanneer jy enige koudheid of liefdeloosheid ervaar, gaan op jou knieë en bid. Bid. Waarvoor bid jy? Bid vir God. Dat hy homself aan jou sal openbaar en homself aan jou sal gee en in jou hart sal werk.
Jesus het geweet ons harte gaan koud raak. Hy het geweet liefdeloosheid gaan inkruip. Daarom sy aanmoediging en sy belofte in Lukas 11, wanneer hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. En as hy sy Gees opnuut in ons harte uitstort, dan stort hy sy liefde in ons uit, en dit draai dit ons om. Maar as ek dit besef, moet ek op my knieë gaan. Ek moet nie 'n oomblik langer wag nie. As ek vanaand besef, maar ek het nie die honger na die Here wat ek gisteraand gehad het nie, gaan op jou knieë en bid en sê, Here, verander my hart. Kom raak my aan. En dit weet ons almal. Almal van ons weet wanneer ek afgaan of opgaan. Dit is moeilik om te bid wanneer jy afgaan. Maar dit is juist dan wanneer jy moet bid en sê, Here, kom verander my hart. Ek weet nie wat aangaan nie, kom verander my hart. Kom openbaar jy aan my. Kom vul my met die Gees. En dan die Heilige Gees sal jou hart opnuut vul. En dan sal God kom. En hy sal opnuut jou hart vul met 'n honger na hom. En dit alles hou jou afhanklik van hom. Op jou knieë. Hy sal jou opnuut vul met 'n honger na hom. En dit sal jou op jou knieë hou. En die liefde van Christus in jou hart sal jou dring om te leef vir hom. Om die tweede myl te loop. Om jouself te verloon. Maar die fokus is om vir God te soek in gebed met jou hele hart. Ek sluit, geliefdes, bly op jou knieë voor God. Dis Christus se liefde deur die Gees wat jou sal dring om God met jou hele hart te soek en lief te hê. Maar ons kan vra daarvoor. Ons kan bid daarvoor. En dis nie iets, kyk, dis iets wat ons mos in die lewe wil hê. Ons wil amper hê die Here moet vir my iets gee en dan het ek dit permanent en dan kan ek dit vat en sit ek dit in my sak. Dit werk nooit so in die geestelike lewe nie. Geestelike lewe werk so dat jy voortdurend moet vra. Jy moet voortdurend vra. Dis soos jy kan nie een keer water drink en as jy dors geles nie. Jy moet voortdurend drink. Jy gaan dit voortdurend nodig hê en jy moet daarvoor vra. Kom ons bid vir mekaar. Ons bid ook vir onsself. Ons kan daar waar ons sit, as ons alleen sit, is dit ook goed. Ons kan by iemand gaan sit. Dit waaroor ek vanaand gepraat het, dat die Here die hoof fokus van ons gebede sal wees, dat ons hom sal soek, dat sy Gees ons harte sal vul, dat hy sy liefde in ons harte sal uitstort, en dat ons regtig, dat ons 'n ervaring met God sal hê, dat hy vir ons 'n realiteit is. Kom ons bid dit vir onsself, kom ons bid dit vir mekaar. Ek gee geleentheid vir gebed en dan sal ek afsluit.